Hallo, en dit is daardie tyd van 'n Dinsdag aand, 8uur en jy luister na Millie FM. Dis tyd om stories te luister saam met Juffrou Blanche en ek is baie opgewonde om hierdie storie vanaand vir julle te kom vertel. Ek hoop nie julle is al aan die slaap nie, want julle het nou so lekker lang naweek gehou en vandag was dit seker 'n baie uitputtende dag gewees. So kom ons luister saam na hierdie storie om te dien soos Jesus deur Leanne Mancini. Dit is die eerste skooldag by die Vriendelike Visie Seeskool. Juffrou Stella Seester wag by die deur om haar seekinders te verwelkom. Die rotsmure van die klaskamer is met letters van die alfabet, syfers en kleurvolle prente van allerhande diere versier. Elke kind se laaitjie het hulle naam daarop. Daar is my laai, sê Bernie. Hy glimlag en sit sy rugsakkie daarin. Sommige van die seekinders huil toe hulle mamma en pappa se huis toe gaan. Charlie kruip agter die wasbak weg. Juffrou Stella troos die kinders wat huil en sy vra vir Charlie: "Wil jy nie by ons in die kring kom sit nie? Almal is baie gaaf. Ek is seker jy sal baie pret hê." Charlie staar na die sandvloer onder sy krapvoetjies. "Nee, dankie. Ek wil net hier bly." "Dis reg so, Charlie," sê Juffrou Stella. "Jy kan maar eers daar bly." Die ander seekinders begin met die speelgoed speel. Skielik wys Willie na Tina en gil: "Sy het my klavier gevat!" Juffrou Stella hurk langs Tina en sê: "Ons moet onthou om te deel. Daar is genoeg speelgoed vir almal. Ons moet almal beurte maak." "Ek het dit eerste gehad," sê Tina. "Nee, ek het dit eerste gehad," sê Willie. Charlie kruip agter die wasbak uit. Hy skuifel na Juffrou Stella toe en hy fluister in haar oor: "Ek het gesien, Tina het dit eerste gehad." "Ag, dankie Charlie," sê Juffrou Stella, en dan kyk sy na Tina en Willie en sê: "Tina kan eers daarmee speel vir 5 minute en daarna is dit Willie se beurt." Juffrou Stella draai terug om met Charlie te praat, maar hy het alweer agter die wasbak ingekruip. "Charlie, kom asseblief uit en kom speel saam," sê Juffrou Stella. "Nee," antwoord Charlie, "ek kan nie." "Hoekom nie?" vra Juffrou Stella. "Ek verlang na my mamma en ek wil hê sy moet my nou dadelik kom haal," sê Charlie. "Ek verstaan hoe jy voel," sê Juffrou Stella, "maar jy het my so mooi gehelp toe Willie en Tina gesukkel het om saam te speel. Ek het 'n helper nodig. Sal jy my dalk kan help?" Charlie se oë raak groot en hy vee sy trane af en hy sê: "Ek kan reg rondom my sien met my krap oogies en ek het goeie knypers om dinge rond te dra en al het ek net 6 bene plaks van 8, kan ek baie vinnig beweeg. En krappe kan skuins ook loop. Ek help my mamma elke dag en ek sal graag vir juffrou wil help." Later die dag gaan die seekinders op 'n uitstappie om na die pragtige koraaldriftrein te gaan kyk. Die koraaldrif is kleurvol en daar is allerhande soorte visse. Skielik kom daar 'n brander wat vir Benny tot teen aan die vuurkoraal stamp. "Eina, dit brand," sê Bernie. Charlie is dadelik by. Hy dra vir Bernie na juffrou toe. "Bernie is deur 'n vuurkoraal gesteek," sê hy. Bernie het trane in sy oogies. "Dit is 'n baie ernstige seerplek," sê juffrou, toe sy Bernie se vin ondersoek. "Die verpleegster sal daarna moet kyk." Charlie maak sy oogies toe en hy bid. "Asseblief Here Jesus, laat die pyn in Bernie se vin asseblief weggaan en dankie dat U my gehelp het om nie skaam te wees nie, sodat ek my maatjie kan help. Amen." Toe hulle weer terugkom by die skool, dra Charlie vir Bernie na die klaskamer toe. "Dankie dat jy my gehelp het," sê Bernie. "Ek is bly ek kon jou help," antwoord Charlie. Al die seekinders kyk hoe die skoolverpleegster, juffrou Lena, salfies aan Bernie se seervin smeer. "Dit sal help," sê die juffrou. "Dankie juffrou," sê Bernie.
Aan die einde van die skooldag is Charlie so besig om die klaskamer netjies te maak, dat hy nie eens sien sy mamma het hom kom haal nie. Charlie, sê juffrou Stella, jou mamma is hier. Charlie skuifel na sy mamma toe en sê, ek het baie pret gehad. Aan die begin was ek 'n bietjie skaam, maar juffrou Stella het vir my gevra om haar helper te wees, omdat sy so baie goed gehad het om te doen. Mamma, ek het vir Jesus gevra om vir Bernie te help en ek het vir hom dankie gesê dat hy vir my gehelp het om dapper te wees. Na skool gaan Charlie huis toe en hy lees vir sy boetie 'n storie. En toe was hy die skottelgoed en maak die kombuis skoon. Sy mamma sê, ek is so trots op jou Charlie, jy is 'n wonderlike seun. Ek hoop julle mammas en pappas kan dieselfde van julle sê, dat julle altyd net julle beste doen, en dat julle altyd mooi met die maatjies speel, en vir die maatjies help as julle sien iemand het seer gekry. Maar nou is dit eers slaapenstyd, en ek hoop julle oogies is al vol van Klaas Fakies se seintjies, en dat julle sommer baie lekker sal slaap. En ek gaan donderdag aand, vertel ek vir julle nog 'n storie. Lekker slaap!